Ons kuier weer saam met Shanay in ons gereelde gesels rondom korttermynversekering en vandag wil Shanay spesifiek gesels oor die produkte wat waarde toevoeg of WAP soos sy dit noem. Shanay, hoekom wil jy daaroor gesels? Ek het agtergekom dat kliënte gereeld vir my vra, hoe kan hulle motorversekering onder andere beter uitbrei? Is daar nie nog ander produkte beskikbaar nie? Baie keer ten tye van 'n eis, dan sit hulle vir 'n geruime tyd sonder 'n voertuig byvoorbeeld, terwyl daai voertuig van hulle in is by die paneelklopper. Jy het baie opsies beskikbaar om jou motordekking vir jou te laat werk. En alles teen 'n addisionele premie natuurlik, maar dit hoef nie 'n arm en 'n been te kos nie. So toe dink ek, miskien kan ek van 'n makelaar se kant af net bietjie uitbrei daarop en vir die mense vertel, jy het hierdie opsies beskikbaar, afhangend van watter versekeraar jy by gedek is, en dan kan jy bietjie meer uitvra daaroor. Dit klink vir my amper soos hierdie gap cover tipe ding wat jy kry. As die standaardversekering of voorsiening is nie meer genoeg nie, verstaan ek die ding reg, is dit min of meer so 'n tipe rol wat hierdie produk speel? Ja, ek dink in beginsel is dit presies dit. Daar's net verskillende opsies en verskillende produkte. Party gaan klink soos motorhuur, ander gaan klink soos 'n bybetaling wat jy dalk kan afkoop teen 'n addisionele premie. Ander gaan weer meer te doen hê met betalings teenoor die bank, as jy dalk finansiering het wat afgelos moet word daar. So daar's verskillende opsies en ons kan bietjie gesels oor dit. Vinnige vraag, so my persoonlike versekering, weet ek het byvoorbeeld 'n 30 dae motorhuur as my voertuig in 'n ongeluk sou wees. Is die 30 dae die standaardtyd wat by die meeste versekeraars ingesluit is? Is dit die maksimum? Meeste versekeraars gee die opsie of bied die opsie van 30 dae as 'n tydperk, en oor ek sal sê van dat COVID die wêreld getref het Suid-Afrika lank gevat om te stabiliseer in terme van hoe lank dit vat om parte byvoorbeeld ingevoer te kry. Sekere make en modelle voertuie se parte vat baie langer om by 'n paneelklopper uit te kom, en dit het natuurlik dan nou 'n ripple effek, as jy nou so kan sê, en dan vat die hersteltydperk in totaliteit eintlik baie langer. So effektiewelik het jy 'n langer motorhuurtydperk nodig. Nie al die versekeraars in ons land bied 'n langer tydperk nie, maar ek sal sê jy's reg om te sê meeste van die versekeraars se wegspringplek is 30 dae. Sommiges gee vir jou 45 dae opsie, en dan het jy so hier en daar party wat vir jou selfs 'n 60 dae opsie gee. En in 'n geval waar jy kyk na 'n gesin wat net een voertuig het en afhanklik is van daai voertuig, en nou is hy in vir herstel, en soos in jou geval in die verlede, as daar nou 2 weke langer hersteltyd nodig is, dan gaan daai kliënt die laaste 2 weke wat bygekom het, gaan hy daai huurmotor of uit sy sak uit dan moet betaal, waar jy mos maar 'n huurfooi per dag het, of hy moet die huurkar teruggee en ander reëling probeer maak. En dit is waar ons probeer om vir die kliënte te noem, jy het alternatiewe opsies beskikbaar. Hoe langer tydperk jy kies, 100% reg, dan gaan jou premie 'n bietjie opgaan vir daai motorhuur, maar die opsie is daar. So motorhuur wil ek baie graag net uitlig. Dit is iets wat ek seker almal moet hierdie ene mooi verstaan. Kliënte dink ek het motorhuur, kom ons sê byvoorbeeld vir 45 dae geneem. My voertuig vat dalk 25 dae, en dan is hy herstel en die paneelklopper bel en sê, meneer, jy kan jou voertuig kom haal. En kliënte is onder die indruk dat omdat hulle die verlengde tyd het, kan hulle daai huurmotor dan nog hou vir die balans wat nog oor is in die dae. En dit is glad nie hoe dit werk nie. So wanneer jou kar klaar reg is, hy is klaar herstel, jy kan hom gaan haal by die paneelklopper, dan moet jy daai huurmotor teruggee. Al is die tydperk nog nie bereik sy volle termyn nie.
ander ding ook wanneer dit nie 'n herstel is of 'n ongeluk was nie en daai voertuig is dalk gesteel. So die tydperk wat dit vat om daai eis af te handel, om die bank af te los as daar finansiering was byvoorbeeld of dalk is hy klaar afbetaal en die skikking het nou plaasgevind. So die versekeraar het nou die geld uitbetaal, die eis is nou gesluit. Dan moet die huurkar moet dan teruggegee word. Ek dink daai is net baie belangrik om uit te lig. Ons kry dit op 'n weeklikse basis waar 'n kliënt nie daai enetjie goed verstaan het nie. So ek wou net graag daai uitgelig het en dan kan 'n mens ook kyk na belangrike inligting soos wanneer jy 'n huurkar gaan haal, dan het jy gewoonlik 'n kontrak wat jy met hulle teken. En in daai kontrak is reëls en regulasies en voorwaardes. Iets soos 'n deposito. Jou versekering het vir jou die motorhuur opsie gegee. Jy betaal daai premie ekstra 'n maand, maar dit beteken nie dat die versekering of die versekeraar vir jou namens jou die deposito aan die huurmaatskappy gaan betaal nie. Daai bly die kliënt se eie uitgawe. So ook die voorwaardes in terme van die voertuig sal altyd vol brandstof wees, die tank is vol, so hulle verwag dat jy daai vol tank vir hulle so sal teruggee. Indien nie, dan trek hulle daai fondse af van jou deposito, so jy gaan dan minder deposito terugkry. Dit is ook net iets wat kliënte moet verstaan. Hou dit maar in gedagte. Dankie. So net 'n vinnige vraag rondom die koste. As jy nou hierdie toegevoegde waarde produkte sou vergelyk met my standaard premie, en ek weet mense inhoudsversekering waarby jou voertuig ingesluit is, is nou baie breër as net motorhuur of so. Is dit 'n duurder versekering, hierdie gespesialiseerde of waarde toegevoegde produk? Dit is baie goedkoper. So daar sal hier en daar 'n versekeraar wees wat dalk bietjie uitskiet met 'n premie, wat bietjie uitstaan, wat aansienlik hoër is. Dit kan te doen hê met die tipe voertuig wat jy het of die tipe kategorie motorhuur wat jy gekies het. So behalwe vir 'n tydperk wat 'n opsie is by 'n kliënt om self van te kies, het jy ook 'n tipe klas of kategorie voertuig wat jy kan kies. So 'n baie standaard beskrywing is gewoonlik enige voertuig van tussen 1000 en 1200 cc engine, en dan sal hulle ook kyk, dit sal gewoonlik glad nie 'n outomatiese radkas wees nie, dit sal handrad wees. Meeste versekeraars praat van daai kategorie as 'n groep A of 'n groep B, en dit is jou goedkoopste motorhuur opsie. Hoe hoër jy opgaan in jou kategorie, hoe duurder sal dit word, en met al hierdie opsies sal jy dan ook afhangend van by watter versekeraar jy is, jou tydperk kan kies. As jou versekeraar waar jy tans is vir jou slegs 'n 30 dae tydperk kan bied, dan is dit die enigste opsie wat hulle beskikbaar het, maar baie versekeraars het al begin om hulle 45 dae en 'n 60 dae opsie ook beskikbaar te stel. Wanneer 'n mens byvoorbeeld 'n bakkie het, dan gaan jy 'n baie duurder kategorie motorhuur wel jy gaan dit betaal want jy is afhanklik van 'n bakkie. Daar's dalk 'n spesifieke rede hoekom jy nie met 'n, kom ons gebruik 'n Hyundai i10. As jy met 'n i10 vir 30 tot 45 dae moet ry, maar eintlik elke dag ry jy met 'n bakkie en dan gebruik jy hom dalk ook vir besigheidsdoeleindes, dit gaan 'n probleem wees. So ons probeer kyk watse voertuig het die kliënt en wat het hy nodig. As dit nie vir hom 'n behoefte is om dieselfde tipe voertuig te kry vir 'n kort tydperk en 'n eis nie, dan is dit reg, dan gee ons vir hom 'n goedkoper opsie. Ek wil net ook iets by sê, ek het al agtergekom dat kliënte het ook 'n wanpersepsie of hulle is onder 'n wanindruk as dit kom by, ek het my motorhuurdekking, ek betaal elke maand daarvoor, my voertuig gaan byvoorbeeld in vir 'n diens, of daar was meganiese ontklaarraking wat plaasgevind het op daai voertuig, so hy gaan in vir, kom ons sê 'n radiator wat byvoorbeeld vervang moet word, hy dalk oorverhit, en dit het nou natuurlik niks met jou korttermynversekering uit te waai nie, bedoelend,
jou versekerde gevare is baie meer gefokus op ongelukke en haalskade en brand en ontploffing en diefstal en kaping en daai tipe goed. So daar wil ek uitlig, jou motorhuur voordeel is spesifiek gekoppel aan jou korttermyn motorpolis. So wanneer daar 'n geldige motoreis is en jy het die motorhuur uitbreiding geneem, dan sal ons kan help en die reëlings tref en jou voorsien van 'n huurmotor. Maar as die oorspronklike insident, die oorsaak van die skade nie 'n versekerde gevaar is wat plaasgevind het nie, kan jy ongelukkig nie gebruik maak van jou motorhuurvoordeel vir daai tydperk nie. Ons sal eerder dan aanraai dat jy met die dienssentrum of waar ook al die voertuig dan nou ingaan vir wat ook al se rede, dat jy by hulle hoor, kan hulle jou dalk voorsien van 'n gerieflikheidsmotor vir 'n paar dae. Dit is belangrik om daai een net reg te kry en reg te verstaan, want dit moet ons gereeld vir kliënte verduidelik. Ek dink nie hulle besef motorhuur is nie daar vir enige tyd om te gebruik nie. Dis regtig spesifiek gekoppel aan jou motordekking. Dis nou rondom motors. Is daar, kom ons kyk na huisinhoud vir die ou wat nou, jy weet, die man in die straat wat nou huisinhoud en voertuig het. Is daar versekering rondom my huis, geboue inhoud wat sulke toegevoegde waarde produkte ook beskikbaar is? Nie noodwendig vir iets wat ingehuur kan word tydelik nie. Ek sal nou meer daar dink aan iets wat opkom by my is jou afkoop van bybetaling opsie. Dis 'n ander tipe toegevoegde waarde produk wat beskikbaar is in die mark. Meeste versekeraars bied hierdie dekking. In dieselfde asem moet ek ook by sê, meeste versekeraars bied afkoop van bybetaling opsies spesifiek op die voertuigafdeling. Ons byvoorbeeld as 'n makelary het agentskap met 'n fantastiese maatskappy wat ander afdelings ook beskikbaar stel om die bybetalings mee af te koop. So jy kan weg nou van motorhuur af, kan jy jou bybetaling wat van toepassing is op elke afdeling van jou polis, jy kan die basiese hoofbybetaling afkoop teen 'n addisionele premie per maand en dit sal per afdeling vir jou bygevoeg word. As jy in jou voorbeeld nou of jou vraag nou huisinhoud of 'n gebou afdeling op jou polis het, dan het jy gewoonlik 'n basiese bybetaling. Sekere versekeraars sal ook dan nou in ag neem hoe oud is die kliënt, so baie keer wanneer 'n kliënt 'n sekere ouderdom bereik het en ouer is, dan sal hulle basiese bybetalings outomaties wegval, waar ander versekeraars weer sê, ons gaan altyd 'n bybetaling van toepassing hê op elke afdeling. As dit die geval is, dan sou ek voorstel dat jy met jou makelaar of versekeraar praat en hoor, kan jy addisionele premie betaal om daai basiese bybetaling af te koop. En hy vat dan letterlik, kom ons gebruik die voorbeeld, daar was weerligskade by die huis gewees en jou televisie en kom ons sê maar die DStv, decoder, dekordeerder is uitgeslaan of beskadig deur die weerlig. Nou, dit is nou natuurlik 'n huisinhoudeis. Jou basiese bybetaling kan min of meer R1,500 wees vir huisinhoud, spesifiek vir weerligskade, en dit kan jy laat afkoop teen 'n addisionele premie. So, dan is daar geen verdere uitgawe van die kliënt se kant af uit sy sak uit terwyl hierdie eis aan die gang is nie. Geen bybetaling word van die kliënt verwag nie. Anders is dit eintlik meer op die motorafdeling. Dis waar ons dit baie kry, waar 'n kliënt sê, ek sal eerder R200 'n maand ekstra betaal op my voertuigpremie as wat ek skielik met 'n onverwagse insident, want 'n mens weet nie wanneer die goed gaan gebeur nie natuurlik. Kom ons sê 'n R5,000 bybetaling op jou motoreis moet uithaal. Dis makliker om in jou begroting in te werk 'n maandelikse uitgawe as wat jy dalk skielik moet gaan krap en plan maak om R5,000 te kry. So die motorbybetaling word in meeste gevalle afgekoop vir kliënte. So ook jou windskerm. Windskermeise gebeur ook
skielik, onverwags. Jou windskerm moet vervang word, dit het baie duur geword oor die jare. Ek kan sê die laaste 2 jaar het selfs die invoerkoste daarvan het baie opgegaan. So 'n windskerm kos nie meer R3000 soos wat dit in die verlede gekos het vir 'n standaard 1400 voertuig byvoorbeeld nie. So jou bybetaling is dalk 'n vaste R1000-2000, of dit kan, as dit bietjie meer na 'n kommersiële polis toe gaan, dan raak dit 'n persentasie gebaseerde bybetaling. As jy 25% byvoorbeeld van die windskerm se koste as jou bybetaling het, en dit is jou bedrag wat jy moet betaal, dan kan dit 'n paar R1000 raak. So jy kan daai bybetaling ook afkoop, spesifiek vir die windskerm. Dit is beskikbaar daar buite. Is daar ander kommersiële waarde toegevoegde produkte wat beskikbaar is in die kommersiële konteks? Ja, ons het op die voertuigafdeling, het jy, wanneer jy die kar koop, het jy die voertuig in meeste gevalle gefinansier, en daar's uitstaande huurkoop by die bank, en wanneer daai voertuig iets oorkom, waar dit 'n totale verlies is, so dit sal nou 'n diefstal of 'n afskrywe wees, dan is daai voertuig in totaliteit geskraap, jy weet, hy word nou totaal uitbetaal deur die versekeraar. Jou voertuig word verseker teen sy herverkoopwaarde in meeste gevalle. Sommige versekeraars werk nog met 'n inruilwaarde. Maar 'n herverkoopwaarde in Engels is die retail value. En dit is die hoogste waarde tussen 'n retail, 'n trade en 'n market value. Ek meng nou my taal hier, maar dit is makliker om dit oor te dra. Die herverkoopwaarde is waarteen die voertuig verseker is, dis die waarde wat op jou polisskedule sal staan. Maar as daar nou 'n totale verlies is, dan is die bedrag wat afgelos moet word by die bank in baie gevalle meer as wat jou herverkoopwaarde op jou polis is. So met die gevolg is, die kliënt word geskik deur die versekeraar, hulle betaal die bank direk uit, want die bank is die wettige eienaar tegnies nog op daai stadium van jou voertuig, en dan kontak die bank die kliënt en sê, daar's nog, kom ons sê, R50.000 of R100.000 uitstaande, jou versekering het nie die totale bedrag afgekoop nie. En in 'n kommersiële polis waar daar 'n motorvloot op die polis verseker is, as daar so iets gebeur, is dit 'n paar rand om uit te haal. Ons kies dan om eerder vir die kliënt die kredietekort uitbreiding te gee. Dit is nog 'n waarde toevoegingsproduk wat ons aanbied. En ons sal dan hierdie bedrag verseker. So daai addisionele bedrag, die reswaarde kan jy amper sê. Dit sal ons in totaliteit dan by die bank aflos. Die kliënt het geen uitgawe van sy kant af nie, en dit is dan vir hom, hy kan dan gaan en kyk hoe gaan hy nou vir 'n nuwe voertuig kry en finansier of wat ook al. Ek sal nie aanraai dat 'n kliënt hierdie hoor en dadelik net kredietekort wil byvoeg op sy polis nie. Ek sou sê, kontak jou bank wat die finansiering vir jou bied, kry 'n aflosbrief by hulle, wat geldig is vir in meeste gevalle 7 dae. Maak seker jy weet wat is jou aflosbedrag, want dit mag dalk teen die tyd al minder wees as wat die herverkoopwaarde op jou voertuig is. So stap 1, kontak die bank, kry 'n aflosbedrag. Stap 2, kontak jou makelaar of jou versekeraar en kry daar die huidige, die nuutste herverkoopwaarde, want daar's elke maand 'n nuwe voertuigwaardes deprisieer mos maar elke maand in meeste gevalle. En dan kan ons vir jou bepaal, het jy die kredietekort nodig of nie. Dis nie dat almal dit nodig het nie, maar ek sal definitief sê, wanneer jy 'n nuwe voertuig aankoop en jy finansier hom vir sy volle waarde, dan moet jy definitief kredietekort op daai polis kry. Daar's 'n produk wat hand aan hand met kredietekort gaan. Ek noem dit net ook, ek lig dit uit, want hy is relatief nuut in ons land, maar dit is nou beskikbaar in meeste platforms. So hulle noem hom nie kredietekort nie, hulle noem, dis net 'n Engelse woord wat ek hier kan sê, maar as ek dit moet vertaal na Afrikaans toe, dan sal dit 'n gewaarborgde waarde produk wees. Nou, in Engels praat hulle van 'n Inception Value Policy, of in kort IVP, sal jy ook baie keer van hoor.
hierdie werk presies soos ek nou net verduidelik het, hoe krediettekort werk. Maar wat hom beter maak in my opinie, is so 'n produk waarborg die kliënt dat hy die waarde sal hou wat dit was van die eerste dag van aanvangs toe jy hierdie produk vir die kliënt bygevoeg het en as daai voertuig 2 jaar later gesteel of afgeskryf is en die bank moet afgelos word, dan gaan ons nie soos met krediettekort net die bank aflos en die kliënt kry niks verder nie. Hoe hierdie produk werk is, hy gaan die totale waarde uitbetaal wat verseker was dag 1 toe jy dit bygevoeg het. Nou dit kan kliënte in baie gevalle help finansiëel wanneer hulle weer 'n voertuig moet aankoop en hulle wil dalk 'n redelike deposito neersit of hulle wil dalk nie weer 'n voertuig finansier nie. Hulle gaan kyk dalk om 'n tweedehandse voertuig goedkoper te koop, dan het hulle darm 'n paar rand ekstra wat hulle kry daaruit. So in plain Afrikaans, as jy 'n Polo Vivo gekoop het vandag en jy voeg hom by op die polis, sy waarde waarvoor jy hom byvoeg is, kom ons sê R350.000. Ek gee vir jou die gewaarborgde waardeproduk, dan gaan ek hom bysit vir R350.000, want dit is die waarde waarvoor die voertuig bygevoeg is op dag 1. 2 jaar later is daai voertuig afgeskryf, jou aflos by die bank is R200.000. Die versekeraar sal die bank aflos, maar jou gewaarborgde waardeproduk gaan nog steeds die verskil uitbetaal tot en met die totale waarde van R350.000. So dit gee vir die kliënte R150.000 in sy sak, om dan daarmee 'n deposito neer te sit of 'n nuwe voertuig, 'n tweedehandse voertuig weer te gaan koop. So daar's 2 maniere om daarna te kyk. Jy kan sê, ek stel nie belang om 'n ekstra bedrag in my sak te hê wanneer so iets gebeur nie. Ek wil net nie hoor ek moet die bank 'n groot bedrag geld betaal nie. Dan sê ek 100% krediettekort is heeltemal genoegsaam. En as die kliënt dalk dan eerder belangstel of neig om na die gewaarborgde waardeprodukte te kyk, dan doen ons dit. Nie al die versekeraars bied hierdie laaste een waarvan ek gepraat het nie, maar dit is 'n produk wat beskikbaar is by gespesialiseerde waardetoevoegingsmaatskappye wat net dit bied. Hulle bied nie vir jou korttermynversekering nie. Hulle skep hierdie tipe produkte sodat hulle kliënte kan help wat nie dalk dit deur hulle versekeraar as 'n opsie het nie. En as julle dit nie kan kry nie, kontak ons gerus. Ons sal julle definitief bystaan daarmee. Dankie. So, dit was nou 'n hele mondvol en jy het sommer 'n paar van die vrae wat ek sou wou vra reeds geantwoord in dieselfde asem. Maar ons bly oor voertuie praat. So, ek lei af dat hierdie toegevoegde waarde produkte, en jy het nou ook genoem gewaarborgde waarde wat 'n opsie is, en ek verstaan hoekom. Spreek dit hoofsaaklik voertuie aan, of is daar in die kommersiële omgewing ander areas wat aangespreek word? Nee, dit is meestal net vir die voertuie wat gefinansier word. 'n Uitsondering wat ek kan maak, wat nou nie regtig kommersieel aanraak nie, maar jy kan van hierdie opsies waarvan ek gepraat het, spesifiek op motorfietsse ook kry. Ek noem dit pertinent want dit was nie altyd beskikbaar gewees op 'n motorfiets nie, maar glad nie op jou ander, veral nou nie as 'n mens dink aan swaar metaalmasjinerie, jou plants is eintlik maar wat ons dit noem in die bedryf, of trekkers en implemente of so. Jy gaan nou nie hierdie tipe toegevoegde waardeprodukte op daai soort kategorie masjiene of motors kry nie, maar motorfietsse is nou beskikbaar met hierdie produkte wat ek nou genoem het, met uitsondering motorhuur. Jy kan nie, op hierdie stadium, is daar nie 'n motorfiets wat vir jou verhuur kan word nie. Ons bly maar by die wiele, dan min of meer gaan dit oor die wiele. So, Ja. kom ons kyk heeltemal, ons praat gewoonlik oor landbou, is daar toegevoegde waardeprodukte in die landboubedryf? Selfde wat ek nou alles genoem het, is beskikbaar op 'n landbouproduk ook. Jy kan al jou motor en nie motor basiese bybetalings afkoop met 'n afkoop van bybetaling produk. Jy kan motorhuur kry vir jou voertuie
het sy dit motor, bakkie, maak nou nie saak nie. In 'n kommersiële lyn as ons meer gaan fokus op jou logistieke industrie, die transport vervoer sektor. Hulle het ongelukkig is dis bietjie moeilik om vir 'n trokmaatskappy 'n trok te gee vir 'n tydperk terwyl hy dalk sy trok in het vir herstel. So 'n motorhuur op sigself is nie beskikbaar vir 'n trok nie. Maar hulle praat van 'n verlies van gebruik produk. Nou dis ook 'n toegevoegde waarde produk. In Engels ken meeste mense hom as 'n loss of use produk. Nou wat hom anders maak, wanneer jy motorhuur het, dan betaal jy 'n spesifieke premie. Jy sal deur jou versekeraar of jou makelaar gehelp word en hulle sal vir jou met 'n Avis of 'n Europcar of 'n Fisker rental of enige van die maatskappye in ons land wat huurmotors bied, sal hulle dan nou in kontak tree en die res van die reëlings word gemaak. Jy gaan haal jou voertuig en jy het hom vir daai spesifieke tydperk wat ons dan nou oor gepraat het. Met trokke sal jy 'n loss of use of 'n verlies van gebruik voordeel vat. Jy betaal ook 'n addisionele premie per maand per trok. En hoe dit werk is jy kies waar jy met motorhuur 'n kategorie kies, 'n tipe voertuig, gaan jy met verlies van gebruik 'n kategorie 'n limiet kies. So jy kies 'n waarde, 'n sekere beperkte waarde en dit beteken die waarde wat jy kies sal aan jou uitbetaal word ten tye van die eis, sodat jy daai geld kan self betaal aan 'n ander maatskappy wat gewillig is om hulle trokke dan nou uit te verhuur aan jou. So die beginsel is dieselfde, maar die agtergrond, dit wat gebeur agter die skerms verskil bietjie. Dis nie iets wat jou versekeraar of jou makelaar vir jou namens jou gaan reël nie. Jy sal die kontant kry en dit sal 'n per dag fooi wees wat hulle eenmalig vir jou uitbetaal vir die tydperk wat jy nodig het en dan kan jy gaan en 'n trok gaan huur. Dankie, dis wie in se mond vol, maar dit klink vir my ons bly rondom die wiele. Jy gebruik die term trok, so net per definisie, dis dan enige iets groter as 'n kar, sê hier van 4 ton swaar voertuie af tot by die extra swaar interlink, soos die Engelsman sê. Dit val alles in hierdie trok of swaar voertuig kategorie, is ek reg? Ja. Dit is reg, ja. En ek wil ook sommer net daar noem, so jou vragmotors, jou trokke, enige iets dan nou van die 4 tonne af, hulle sal nie noodwendig op 'n bestaande polis waar die trokke verseker is, hulle bybetalings kan afkoop nie. Nie al die versekeraars wat spesialiseer in jou swaar voertuie bied daai opsie nie, maar daar is spesialis versekeraars daar buite wat dan nou weer vir vragmotors spesifiek die opsie beskikbaar maak om hulle bybetalings af te koop. 'n Vragmotor afdeling se bybetalings is maar baie hoër as wat jou kar of jou bakkie op 'n persoonlike of 'n kommersiële polis is. So dit kan 'n kliënt baie meer bevoordeel as hy kom ons praat van 'n vloot van 10 of 12 trokke wat hy op sy polis het om eerder daai bybetalings af te koop. Shanay, dankie, dis baie inligting wat jy met ons gedeel het, baie toepaslik. Ek deel Shanay se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf in hierdie episode en dan kan enigiemand wat belangstel ook direk met haar kontak en haar gesels, maar dankie vir alles wat jy gedeel het, Shanay, en ons kyk weer na ons volgende geselsie. 100%. Dankie julle, lekker dag.